What am I doing? 60, 70, 80 hours of labor every week, Monday to Friday, sometimes Saturdays and Sundays. Sitting in traffic for 1 hour, 2 hours, 3 hours, day in and day out. Is it all worth it? Working with people in hospitals, having all-nighters, working with sick people, and some of them don't even appreciate my work. To meet months end, pay all my bills. Sitting on construction sites, mines, building, grafting, working for who? For what? Is the purpose of all of this just to try and make money? Surely there should be more to all of this. Work. Ons kop 'n nuwe reeks af, meer as dit soos ek vanoggend met die span gedeel het toe ons gebid het vir die diens. Is dit so lekker om te weet ons Vader het 'n saak. Met dit wat ons helfte van ons lewe voorgee. Is ons werksplekke. Jy weet dit wat van 'n maandag tot 'n Vrydag in jou lewe gebeur, hy het 'n saak met dit. Meer as wat ons besef, dit is 'n ongelooflike platform om ons geloof uit te leef. En in die volgende 5 weke gaan ons so 'n bietjie kom lewe blaas in jou eie persoonlike belewenis van wat daai prentjie vir jou beteken van 'n maandag tot 'n Vrydag. Hierdie woord is nie relevant vir jou omdat jy salaris verdien nie. Elkeen van ons funksioneer en leef daar buite en ek dink is net so relevant vir die mense wat dalk voel hulle is afgetree of hulle is dalk tussen werke. So maak jou hart oop. Ek dink ek het al van tevore moontlik iets van hierdie storieetjie met jou gedeel. So indien jy hom kan onthou, wel dan, indien jy nie, dan is hy vars vir jou vanoggend. Ek het 'n ou vriend saam wie ek gewerk het 25 jaar gelede. Ons was deel van 'n groot koöperatiewe omgewing en ou Petrus Labeskagh het elke keer as dit op die kop 4:30 is, dan stap ons uit die kantoor uit, vou ons tassies, vat ons tassies, vou ons goedjies op en dan stap ons na die Kaappark toe waar ons karre geparkeer is en dan ons het altyd so saam geloop. En toe Petrus elke keer klokslag op padkaart het hy vir my gesê, loof die Here, dis nog 'n dag nader aan pensioen. En wat dit betekenisvol gemaak het, is dat hy op daai ouderdom nog, op daai stadium nog net 35 jaar oud was. En hy het al die dae begin aftel. Hierdie is nie 'n unieke belewenis nie. En as jy nou dink, die professionele Christene wat vir die kerk werk, het 'n mooier, voller prentjie. Ek het nuus vir jou. Ek het baie nuus. Ek het groot nuus vir jou. Dit is nie ons. Ek voel ook partykeer so. Hierdie anonieme stelling. Jy kan identifiseer met dit, as jy nou eerlik is. Dit is ook partykeer hoe ons voel. Ons kan daarmee identifiseer. En aan die binnekant glimlag ons so bietjie, want ons weet, dis die waarheid, dis ook hoe ons voel, hoor. As jy net die woord werk aandink. Maar dit is 'n probleem. Want die hele ding is, as gelowiges, is ons veronderstel om so 'n bietjie anders na dit te kyk. Ons is nie veronderstel om net soos die wêreld dit te beleef en daarna so te kyk nie. So meeste mense moet werk, ja? Ons moet werk. Want as ons nie werk nie, dan kry ons nie inkomste nie. Ons moet werk. Maar baie mense, terwyl hulle die hele lewe lank werk, voel dat werk nie hulle roeping is nie. Meeste mense se roeping en werk is 2 aparte aspekte van hulle bestaan, elemente van hulle bestaan. Dit is nie dieselfde ding nie. En daarom gebeur dit ook vir die meerderheid van mense op hierdie planeet wat werk, dat hulle 40 jaar werk en hulle bly soekend vir die een ding wat die Here hulle voorroep. En hulle spandeer 'n leeftyd terwyl hulle werk. En hulle vind nie daai een ding nie. Want jy sien baie keer dat ons vooropgestelde idees, dit is 'n missie na China.
Dit is 'n sabbatsjaar en 'n uitreik hier in Afrika in. En dit is, en ons bly soekend vir leeftyd en ons vind nie daai een ding wat die Here ons voorroep nie. Wat as jou roeping die werksplek is waar jy nou is? Wat as jou roeping jou maandag tot jou Vrydag is? Wat as? En ons gee hierdie dalk nie eers 'n tweede kans nie, want as ons die woord roeping dink, dan dink ons baie keer aan hierdie idilliese prentjie. Jy weet, daar's nie spanning nie, daar's nie deadlines nie, daar's nie druk nie, daar's nie ongeskikte mense nie, daar's nie onregverdige praktyke nie. Dit is hierdie pragtige prentjie sonder spanning en deadlines en druk. Gevul net met liefde en mooi dingetjies. Luister ouens, dit is die hemel wat ek nou beskryf. Dis die hemel wat so lyk. En as Jesus sê nie volg my, en dan stuur hy ons in die lig in om lig te wees nie. Jesus sê volg my en hy stuur ons in daai plekke in wat afwesig is van lig, want ek en jy is die lig vir die wêreld. Amen. Ek wil vandag my en jou perspektief, ons uitkyk op ons werksplekke. Net so bietjie kom challenge. Om 'n dualistiese leefstyl te leef is nie iets unieks binne in 'n kerkomgewing nie. Met dit probeer ek vir jou sê, dualisties beteken dat wanneer ek het my kerklewe, ek het my familielewe, ek het my geloofslewe, ek het my werk, ek het my sport, ek het al daai goed en ons gaan kategoriseer dit so. En dan sing ons hier vanoggend wanneer ons bymekaar kom. It is my desire to honor you. Lord, I give you my heart. En dan gebeur ons werksweek. En dit wat daar uitdrukking vind, is alles behalwe wat ons hier beleef. Want jy sien, dis in 'n ander kategorie, dis in 'n ander boksie, dit mag so wees. Maar Paulus het 'n massive challenge met hierdie ding. Hy sê, ouens, ek moet 'n beginsel met julle net kom deurwerk. Want as jy hierdie beginsel mis, dan verstaan jy nie wat ons uitkyk as gelowiges op werk moet wees nie. So hy skryf in Kolossense, skryf hy aan die kerk in Kolosse. Nou Kolosse is net so rapsie onder Laodicea. Nou Laodicea, as julle weet, is die dorp wat daar so sterk teen uitgespreek is in Openbaring, wat sê, julle is nie warm of koud nie, julle is so lou. As julle maar net warm of koud was, maar nou is julle so tussenin en julle, dit is daai plek. Nou net so onder hom kry Kolosse. Nou in daai tyd was daar nou nie tempels en sulke tipe van bymekaar kom gewees, 'n plek nie. Die ouens het in huise bymekaar gekom. Partykeer was dit so 12 of wat ook, 'n partykeer tot 40. En hulle het nou maar huise gesoek. Nou Filemon en Nimfa was so 'n bietjie, is twee mense wat nou so 'n bietjie meer finansiëel op 'n sterker plek was met mooier huise en wonings en goeders. En hulle het ook in hulle huise bymekaar gekom. En jy het 'n mix gehad van mense daar. Ek meen van vry mense tot slawe, tot meesters, tot Jode, tot Grieke. Dit was 'n mix gewees. En nou kom die ouens daar bymekaar. En wanneer hulle bymekaar kom, want die brief van Kolossense word geskryf aan daai kerk, aan daai gelowiges. Dis nie ongelowiges nie, dit is dieselfde crowd as wat vanoggend hier gather. Nou wanneer hulle daar by mekaar kom, gebeur daar verskeie goed. Daar word Paulus se briewe word gelees. Daar word aanbid, daar word psalms gesing, daar word liedere gesing. Paulus sê in die woord liedere uit die gees sing.
Praise and worship is baie so, en dan daar leiers gekom vanuit die gemeenskap en hulle het kom praat en konteks gee teenoor valse leerstellings en profete in die tyd en hulle het net kom konteks gee vanuit die waarheid van Paulus se leringe en hulle het kerk gehou. Maar na daai byeenkoms gaan hulle, waar ook al hulle gaan, terug na ek werk vir my meester as 'n slaaf, terug na my huwelik, terug na dit, en dit wat daar gebeur, is heeltemal iets anders as wat gebeur het toe hulle saamgekom het. So ek gee vir jou so 'n bietjie konteks. Nou skryf Paulus Kolossense. Lees saam met my en ek weet nou jy gaan nou vra, Jules, wat het hierdie te doen met, gee my net 'n oomblik. Hy skryf in Kolossense 3 vers 18 tot 24, hy sê, vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Ek dink daai is 'n typo hoor. Hy moes daai mans en vrouens omgeruil het. Daai kan nie waar wees nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in God glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde, moenie net werk om deur hulle raak gesien te word nie, en so in mense se guns te kom nie, maar werk met 'n opregte hart, daai woordjie opreg is, werk vanuit jou geesmens, kyk dat dit jou vertrekpunt is, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Ek kon hierdie een versie vir jou uitgelig het wat praat oor, alles wat julle doen, doen dit van harte soos julle dit van die Here doen. Maar ek wil vir die konteks gee vanoggend. Hierdie ou is all over. Hy praat met 'n kerk en hy sê vir hulle, of dit in jou huwelik is, paas, of dit in julle ouerskap is, slawe of julle vir julle meesters is, wat ook al julle doen, doen dit asof dit julle roeping is, asof julle dit vir die Here doen. En hy sê hierso, want dit is Christus in wie se diens ons staan. Ouens, as jy, ek wil vir jou vra om dit te probeer. Ek doen dit gereeld. Dit is bo-natuurlik. As jy weer jou kar stop voor jou werk, moenie net dink, ou swipe jou kaart en jy klok in, ek is op tyd by die werk nie. Voordat jy jou kar uitklim, sê jy, Here, ek meld aan vir diens vandag. Kies jou baas. Dit verander jou hele prentjie, hoe jou dag verloop. Here, dankie vir hierdie geleentheid, hierdie geskenk, because work is not a curse, work is a blessing. En hoekom sê ek dit? Want dit skep vir ons hierdie geleentheid, om ons Vader te verheerlik, om hom te dien, om hom te gehoorsaam. En wanneer ek daar instap en ek weet whatever ek vandag doen is vir hom, dan ewe skielik kry goed betekenis. Ewe skielik is selfs the mundane tasks, die goed wat ek doen, jy weet of ek nou filing doen en wat ook al ek doen, alles wat ek doen, kom ek nou agter, dra betekenis, because it's for him. Daar's te veel mense in Suid-Afrika wat in werke vasgevang is waar hulle self afsloof en hulle kry nie erkenning nie en hulle voel useless, hulle voel daar's nie purpose nie, daar's nie betekenis nie, hulle gaan niks hier verander nie, because they're doing it for the wrong boss. Hierdie is groot. Dit is wat ons as gelowiges veronderstel is om te doen. Jou werksplek kry nuwe betekenis wanneer jy hom sien as die een, nie net wat 'n salarischeck skryf nie, maar wat jou beloon. Daai beloning waarvan gepraat word, wat dink julle is dit? Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Dink jy die Here hou so 'n boekie by dat elke keer as jy 'n goeie ding by die werk doen, dan skryf hy dit op, en hoe meer goeie goed jy daar by die werk doen,
En hoe jy die mense mee werk en al die goedjies, Jesus, dan, jy eskaleer maar net in beloning. Ek meen, jy staan eerste neer. Nee! Die beloning waarvan hier gepraat word, het nog nooit verander nie. Dis 'n Johannes 10, vers 10, prentjie. Jesus sê, ek het gekom, dat jy oorvloed sal beleef, betekenis, purpose, vervulling, vreugde, vrede. Maak nie saak wat daar buite gebeur nie, maar hier binne is iets anders wat besig om te gebeur. Ek wil hê jy moet floreer in jou werksomgewing. Ek wil hê dit moet jou vol maak. Ek wil hê dit moet vir jou 'n aanbiddingsplek wees. Want wanneer ek daar instap, en dit gaan nie net oor wat ek doen nie, want die job description is duidelik, maar dit gaan ook dat wanneer ek deur daai job description werk, ook die hoe ek dit execute, hoe ek met mense werk, hoe ek mense laat voel, hoe ek goed raak sien wat nie eers die werkgewer raak sien nie. Wat ook al, ons kan 'n lysie maak, dat wanneer dit my ingesteldheid is, dan begin ek vervulling beleef, dan begin ek roeping beleef, ek begin betekenis beleef, ek begin vreugde beleef, want daar's 'n glimlag op my Vader se gesig. Want in dit eer ek hom. Ek eer hom nie net wanneer ek hier mooi liedjies sing nie, ek eer hom met my lewe. Dis dieselfde ding. Ons het nie kerk en werk nie. Wanneer ek my werk begin sien as my roeping, sien dit ek as 'n plek waar ek hom kan verheerlik. Dit is 'n geskenk. Elke stukkie ding wat ek daar doen, raak 'n heilige oomblik. Elke ding wat ek doen, is 'n heilige aktiwiteit. Om ander te dien, bring betekenis. Om op te offer, bring vreugde. Die top 3 op die gebedsversoeklys, as dit kom by dit wat mense die Here voor vertrou, die top 3, die werk is in een van daai. Werksplekke is altyd bo op die lys, as dit kom by kinders van die Here wat die Here vertrou vir sekere deurbrake, is werk altyd daar in die top 3. Want mense voel net, my baas is boos, die omgewing is toksies, die mense is goddeloos, die praktyke is onregverdig, die erkenning is min, die salaris is min, die politiek verlam jou, die tydlyne is onrealisties, ons kan die lysie gaan maak, nee. Ons is oortuig dat werk van die hel is. Ons is oortuig dat werk 'n vloek is. Want die Bybel sê mos, in die sweet van jou aangesig. Ouens, dit is tjol. As ek nou sommer mooi en plain kan sê, dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. As jy so voel, wil ek jou vandag kom reg help. Want werk is nie daar as gevolg van die sondeval nie. Werk was daar nog voor die sondeval. Nog voor die sondeval. As jy net gaan kyk na die skrifgedeelte, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Adam het betekenis gehad, Adam het verantwoordelikhede gehad, Adam het opdragte gehad, en dit was alles deel van paradyslewe. Paradyslewe. Dit was deel van die volmaakte prentjie. Werk was deel van dit. Ons Vader, ons is in sy beeld en sy gelykenis geskep. Hy het gewerk, hy het vir 6 dae gewerk, hy het teruggestaan en gekyk, dis goed. Toe hy ons gemaak het, het hy gesê, dit is baie goed. En toe hy na die vrou kyk, toe sê hy, dis nog die beste. Nee, dit is iets wat ek bygesit het. Hy het gewerk, daarom werk ek en jy as sy kinders. Hoekom sal dit is wie ons Vader is, maar ons is iets anders. Werk is 'n blessing. Work is a gift from God. It is a grace upon our lives. Dit is. Maar die wêreld het ons geïndoktrineer om te dink soos hulle dink wanneer ons kyk selfs na moeitevolle arbeid.
En in die frustrasies en in die spanning en in die gefrustreerdheid mis ons die opportunities om ons Vader te kom verheerlik. Sin did not make work evil. Sin made work harder. Dis die waarheid. Ja, maar werk is 'n vloek. Nee, God het nooit werk vervloek nie. Hy het die aarde vervloek. As hy dan iemand is wat werk, en die Heilige Gees werk, en die Seun werk, waarom sal ons nie ook werk nie? Waarom sal dit iets onheiligs wees? Genesis 3 vers 17 sê dit vir ons, en aan die mense het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vroue en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Hy het nooit werk vervloek nie. Ja, ou voel die gevolg van sonde en die sondeval in ons werk. Ons doen, daar's moeite en daar's dorings en daar's dussels en daar's frustrasie en daar's uitdagings. Maar in dit is dit 'n geleentheid om God te dien. Is dit 'n geleentheid om te eer. Is dit 'n geleentheid om hom te gehoorsaam. Is dit 'n geleentheid om hom ook te aanbid. En baie mense kom na my toe en sê, Jules, help bid, ek is moedeloos. Ek bid al baie lank en ek vra die Here, vat my net weg by hierdie plek, ek soek 'n ander werk. En ek bid, en dan smeek ek, en dan bely ek, en ek draai alles, maar dit gebeur nie. Wil jy nie saam met my bid nie? Luister, op watter stadium gaan ons besef, ons God soek ons daar. Ek dink ons wil ons harte bietjie ondersoek, waarom, wat is die motivering dat ek daar probeer wegkom? Is dit omdat ek voel, die mense daar is nie op dieselfde level as ek nie, hulle is goddeloos? Dit kan nie 'n rede wees nie. Want toe Jesus vir sy disippels sê, volg my, het hy hulle juist gestuur na daai mense toe. Kan dit wees, omdat dit wat daar gebeur, net gebaseer is op leuns en op, wel, dit kan ook nie 'n rede wees nie. Want hy wil jou gebruik om die waarheid te bring in daai plek. Kan dit wees as gevolg van die manier hoe mense daar hanteer? Wel, ek en jy het die gees en die gesindheid van Christus. En soos ons mense lief het, wat dit nie verdien nie, soos ons mense dien, soos ons mense oplig bo onsself en ons probeer hulle nie afdruk om my leertjie te klim en eers te voor in die ry te staan vir bevordering en vir erkenning nie. Is dit lig en sout in daai area? Wil ek wegkom by my werk want ek voel ek doen dit omdat ek meer salaris wil hê, omdat ek meer erkenning wil hê, omdat ek bevordering wil hê, 'n beter pos wil hê, nader aan my huis wil wees, wat ook al. Ouens, kom ons ondersoek net ons harte. Dink jy daar's 'n kans dat God jou daar wil hê? En ek en jy vra, Here, vat ons weg hier. Are we missing an opportunity to honor our Father? En dit is die storie in die Bybel, toe God se mense weggevoer is, when they were exiled, weggevoer is na Babylon toe. Daai mooi liedjie wat geskryf is, by the rivers of Babylon, where we sat down. Dit is die mense wat uitgeroep het, Here, vat ons net weg uit Babylon, is 'n goddelose plek, is 'n klomp heidene nasies, vat ons weg, vat ons terug na Judea, na Jerusalem, daar waar U is, daar waar U woon, vat ons net soontoe. Weet julle wat sê die Here vir hulle? Vat julle nêrens nie, julle bly daar.
Ek wil hê julle moet julle tuine maak. Ek wil hê julle moet laat julle kinders hier trou met die mense hierso. Ek wil hê julle moet julle wortels diep anker hier. Julle maak julle lewe hier. Vat julle nie weg nie. Want ons kan nie lig wees in lig nie. Ons is lig in duisternis. And therefore the workplace changes into a place of worship because it's our calling. Want hy is ons meester. Hy is die werkgewer. Hierdie is groot, dit is nie eenvoudig nie, ouens, ek weet, hierdie is nie maklik nie. Dit is baie challenging woord, maar ek wil vir jou vandag sê, dit is ongelukkig die waarheid. Ek dink dit is tyd dat die kerk, die gelowiges vorentoe leun na plekke wat soos hel voel. Nie wegduins en probeer uit dit uitkom nie. En jy kan nie vir my volgens sê, Jules, jy weet nie waarvan jy praat nie, want ek het vir 15 jaar van my lewe in van die ongesondste plekke gewerk. Dis 'n beautiful privaat maatskappy gewees, Infoplan. En toe word hy genasionaliseer en die staat vat hom oor. It became the State Information Technology Agency. Dis 'n staatsdepartement. Julle kan nie vir my sê, ek weet nie hoe dit voel nie. Ek onthou daar was dae gewees wat hulle sulke e-mails gestuur het. Van hulle wil vir die mense bemoedig. Hulle het the whistleblowing policy. Mense vrymoedigheid gee dat as hulle ongeregtigheid sien dat hulle tog net sal rapporteer. Dat hulle nie gemanipuleer voel nie. Hulle het sulke beleide uitgestuur van jy weet sexual harassment en gender-based practices wat nie volgens wetgewing was nie en sulke goeters. Toe het ek met die CEO gaan praat. Ek ry eendag op die snelweg, ons het 'n hele paar takke gehad in Pretoria. En ek ry eendag op die snelweg. En ek sien 'n radial afrit kom op en ek vat 'n kans. Ek dink toe, okay, ek gaan nie afdraai. Die gees lei my, ek moet met ons CEO gaan praat. Dus die company is 3.500 mense. Jy wag 3 maande om hom te sien. Ek vat radial afrit, ek gaan na hulle hoofkwartier toe, daar kwartier toe daar in Sitsastraat. Ons is in Erasmus Kloof hier in Centurion gebaseer. Net so aan die ander kant daai veld. En ek vat die afrit daar Erasmus rond. Ek stap reguit na sy kantoor toe. Ek sê vir die sekretaris, is hy hier? Sy sê ja. Ek sê ek wil hom sien. Sy sê hy's hier. Ek hoor gou by hom. Hy stap uit, hy sê ja, nee, hy sal my sien. Ek sê vir hom, luister. Julle stuur al hierdie beleidjies en goedjies uit. Dit gaan nie kultuur verander nie. Ons moet iets anders doen. Hierdie ding dat julle met manne praat in die werksplek en hulle wil aanspreek oor hoe hulle met vrouens werk en sulke goeders wat nie gesond is nie. 'n Stuk papiere beleid gaan dit nie doen nie. Gee my 'n kans. Ek wil elke week die manne sien in ons auditorium. En ek sal met hulle verder werk. Ons het dit genoem Men at Work. Ons begin die ding bemark. Hy sê vir my, hoe gaan dit gebeur? Ek sê vir hom, ja, dis 'n Christelike aanslag. Ek gaan met hulle praat oor die waarheid. Hy sê, okay, ek is ook 'n Christen. Sal jy my uitnooi, ek wil ook al wees. In die eerste geleentheid kom 100 manne opgedaag. En ons het hierdie platform om 'n kultuur te vorm en te skep. So, al wat ek vir jou sê is, your workplace is your worship station. Your workstation is your worship station. Ons kan dit nie mis nie, ouens. En dis hoekom Doug Spara hierdie waarheid skryf. Hy sê, remember those thorns that cursed the ground. Christ bore their curse on his own head, just as surely as he bore our sins. The thorns of the curse penetrated the created body of the Son of God so that creation could be free of the barbs. The thorns no longer have communion over our work, just as death no longer has dominion over our souls. Dis 'n mondvol.
Maar dit is die waarheid. Dit is die waarheid. Ek begin afsluit. Jou werk is absolute blessing vir die rede. Dit bring betekenis. Dit bring betekenis. Die grootste seëning in ons werk, die grootste seëning in ons lewens is om te weet. Wat te weet, Jules? Te weet dat ons lewens maak saak vir die Here. Hy is die rede dat ek en jy gebore is. Hy is die rede dat ons geskape is, dat ons asemhaal, dat ons kan lewe op hierdie planeet. Hy is die rede daarvoor. En elke dag as ek en jy wakker word, kan ons wakker word deur te weet, hy kan en hy wil ons gebruik in daai dag. My lewe maak saak, maar my werk maak ook saak, want die helfte van my bestaan is daar. Selfs die klein dingetjies dan, wat ek doen, verander in heilige oomblik waar ek hom kan verheerlik. Werk is 'n blessing, want dit bring vervulling. En ek hoef nie vanoggend vir jou te sê nie, jy weet dit, dat ek en jy kan ons vervulling in soveel verskillende goeders vind. Ons kan dit vind in dinge, in gemak, in sukses, in status, in 'n posisie, in sekuriteit. Ons kan ons vervulling vind in soveel plekke en in soveel dinge, maar jy weet, en van julle het dit beleef, dat wanneer ons met iemand praat wat sukkel in hulle jare van krankheid, wanneer hulle gesondheid van hulle weggeneem word op 'n rype ouderdom, wanneer mense op hulle sterftesbed lê, het hulle hierdie goed al vir ons gesê, dat dit wat hulle die volste maak, is nie daai goed waarin in ons vervulling probeer vind nie. Dit is om betekenis te hê, dit is om vol te wees, dit is om vreugde te ervaar, dat wat ek doen, sit 'n glimlag op ons Vader se gesig, dit is om te bou, dit is om te skep, dit is om oplossings te vind, dit is 'n vlak van uitnemendheid waarmee ek my werk doen, dit is om mense te dien, dit is om mense lief te hê, dit is om mense op te lig, dit is om die waarheid te deel, dit is om disippels te maak. Dit is wat ons lewens volmaak. Ons het 70, 80 jare om dit reg te kry. En ons kan nie bekostig dat ons werksplekke net 'n plek raak van 'n inkomste verdien nie. It is our primary calling. En dis hoekom Paulus in Kolossense skryf. Hy sê, manne, jou huwelik is jou primêre roeping. Jou ouerskap na 'n volgende generasie is jou roeping, maar jou werk, slawe, is ook jou roeping. Sien dit. Kyk daarna, soos die Here daarna kyk. Vervulling beteken, ons beklei vir iets soveel groters as onsself. Werk is 'n blessing, want dit groei ons. Jessie, daar's min plekke wat my en jou so gaan daag, en my en jou so gaan blootstel in terme van wie ek regtig is, soos die werksplek. Amen. Eerlikheid, it just brings the good, the bad and the ugly out of us. Baie keer dan dink ou, daai ou wat daar by die werk staan, daai ou wat altyd so 'n bietjie kruip by die bestuurder, kan hom nie hanteer nie. Dit is nie net die maniertjies hoe hy, die manier hoe hy asemhaal nie, dis die feit dat hy asemhaal wat my frustreer. Here, vat hom net weg. Hy verdien nie om daar te wees nie. En baie keer dan loop ons in die werksplek en ons dink dit gaan oor eksterne goed, dit gaan oor targets, dit gaan oor deadlines, dit gaan oor doelwitte, dit gaan oor visie, dit gaan oor allerlei goed. Wat as die Here die werksplek gebruik om die grootste stuk werk aan die binnekant te doen van my? Want dit is daar waar ek geestelike volwassenheid bereik. Dis daar waar ek met mense werk wat probeer steel van my. Hulle kom doen my in met kontrakte. Hulle werk op maniere wat ek weet is nie die waarheid van die woord nie. Hulle verdien dit nie. Maar weet jy wat? Ek en jy verdien dit ook nie. Sy genade het na my en jou lewe toe gekom, toe ons op ons slegste was. En nog steeds sê hy, as ek dit kan doen, kan jy dit doen, want ek is in jou. En hoe jy werk in daai sat omstandighede, met daai sat mense wat saam met my werk, kom verheerlik jy jou Vader. Ons groei geduld, ons bereik volwassenheid, ons geloof daar kan verdiep. Dit wek lydsaamheid.
Dit gee vir ons die geleentheid om skouer te skuur met mense wat ons dalk nooit in hierdie gebou sal sien nie. Dis wat dit doen. Werk is 'n blessing, want dit het koninkryks impak. En soos ek van tevore gesê het, dis die klein goedjies wat ons dink sou nooit die rigting van die firma verander nie. Dit sou nooit die bottom line of die finansiële status verander nie. Maar binne in mense gebeur daar goed. Nie net omdat ek doen wat ek moet doen nie, maar omdat ek ook vir my gaan oor hoe ek dit doen. Dit gee vir my geleentheid, sonder dat enigiemand eens weet, om daarin te stap, met 'n gebed. Om na mense toe te draai wat ook maar net daar is, omdat hulle families het en 'n inkomste wil verdien, en hulle probeer maar net die lewe ook maak werk. En baie keer doen hulle dit op verkeerde maniere, en hulle verdien nie dat ons eers na hulle lewens toe draai nie. Maar ons doen dit in elk geval. En hoe ons met hulle werk, kom verduidelik vir hulle wie ons dien. En omdat ons kinders van die lig is, ewe skielik kom ons agter, vergaderings word gevul met integriteit, skole word gevul met meegevoel, huise gevul met Christus, werksplekke gevul met uitnemendheid. Ons kan die lysie bly maak. En ek wil vandag die laaste skrifgie afsluit. Nou Paulus kom, hy sê, maar deur die genade van God is ek maar wat ek is wat ek is. Sy genade aan my was nooit te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar dis die genade van God wat by my is. There's a grace upon our lives. Daar's genade oor jou lewe, en dit sluit jou werksplek in. Kan ek en jy dalk 'n besluit maak om nie sy genade te mors nie? Hy sê, die engel sê dit so mooi, hy sê, His grace was not in vain. En as die genade oor my lewe, dat ek 'n inkomste kan verdien, ja, maar dat ek vervulling kan beleef, dat ek kan groei, dat ek 'n verskil kan maak, dat ek by mense se harte kan uitkom, dat ek kulture kan beïnvloed. Daar is soveel op my lys, maar dis alles genade. Let us not waste His grace. Vader, vandag kom seën ek elke persoon se week, se maandag tot hulle Vrydag. Ek kom seën werksplekke. Ek kom sê vir dankie, Here, dat dit wat ons tap en dit wat ons drein, die moontlikheid het om te kan verander aan plekke van geleentheid, plekke wat honger is vir die lig, plekke waar ons U kan verheerlik, plekke waar ons kan sê, God, I give you my heart. Dankie dat U ons help deur die Gees om te sien soos U sien. Maar ons bid, Here, dat U ons ook sal lei, dat U die geleenthede sal skep en dat ons dit sal raak sien. Dankie dat ons soveel van ons lewens kan toewy aan U en dat ons dit kan sien as U roeping vir ons lewens. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Staan sommer so saam met my op. Die woorde van hierdie lied is veronderstel om presies dit ook te doen, om net jou lewe te kom seën. En ons glo dat in hierdie seisoen van die volgende 5 weke, dit ons regtig sal kom posisioneer, om ons Vader regtig in gees en in waarheid